Goed, soos ek nou gesê het, ek wil graag vanoggend aangaan met die Elia siklus. Elia se verhaal dan in 1 Konings 21. Aan die begin van die gedeelte in 1 Konings 21 het ons te doen met die verhaal van Nabot en Agab, wat graag Nabot se wingerd wil koop, en Nabot wat vir hom sê, nee, ek kan dit nie verkoop nie, en dan kom Isebel natuurlik na vore in die verhaal, en sy laat vir Nabot vermoor, en dan kan Agab eenvoudig net gaan en die grond vir hom vat. So net daaroor verduidelik hoekom kon hy dit net vat. En dan stuur die Here vir Elia na Agab toe in vers 17 en Elia gaan sê vir Agab, luister, jy het nie goed gedoen nie, die Here is baie kwaad vir wat jy gedoen het en daar is 'n baie swaar straf wat vir jou wag. En dan by ons gedeelte wat ek vanoggend by wil stil staan, vers 25-29, dan gaan dit oor die saak van Agab se berou. Agab wat jammer word vir wat gebeur het en wat hy daaruit gekry het, en dan die Here se vergifnis aan die ander kant wat dan hier plaasvind. Kom ons bid saam en dan lees ons die teks. Here, hoor ons as ons na vir die vraag, laat hierdie woorde van U in ons harte insink, sodat ons dit kan verstaan, maar ook iets daarin kan doen. Ek bid dat U genade ons ore sal oopmaak en dat die wysheid wat U vir ons gee, die insig wat U vir ons in die teks gee, iets mag beteken vir ons dag verder. In Jesus se naam alleen. Amen. Goed, Agab het nou 'n klomp goeders gedoen, dan sê die Here in vers 25, daar was niemand, nou was nog nooit iemand wat hom soos Agab daarin oorgegee het om te doen wat verkeerd is in die oë van die Here nie, met ander woorde die rede vir berou. Sy vrou Isebel het hom daartoe aangehits. Agab het afskuwelik opgetree deur die afgode te dien, net soos die Amorite, wie se besittings die Here aan Israel gegee het. Toe Agab al hierdie woorde hoor by die profeet Elia, wat die Here op hom sê, dit is verkeerd, het hy sy klere geskeur en rouklere om sy lyf gehang. Rouklere was gewoonlik 'n growwe stuk materiaal gewees, of dit was ook 'n stuk ongebreide vel, wat hulle om hulle vasgemaak het, en dan het hulle daarmee rondgeloop. So hy het baie openlik en uiterlik dit gehad, en hy het heeltyd bedruk rondgeloop. In die Hebreë staan daar letterlik, hy het sy voete gesleep. Daarom het die woord van die Here tot Elia die Tisbiet gekom en gesê, het jy gesien, Agab het hom voor my verootmoedig. Omdat hy hom voor my verontmoedig het, sal ek die ramp nie tydens sy lewe laat plaasvind nie, maar tydens die bewind van sy seun sal ek die ramp oor sy familie bring. En daar eindig ons skriflesing dan vir vanoggend. Mag die Here dan ook deur sy woord en ons oordenking daarvan vir ons iets sê om mee saam te leef. Ons Afrikaanse spreekwoord wat verwys na die wag voor ons mond, is waarskynlik 'n dieper gesegde as wat baie van ons regtig besef. Die vraag wat hier ter sprake kom, is die vraag van watter nut is daarin om iemand wat verkeerd doen en verskoning vra, en verkeerd doen en verskoning vra, en verkeerd doen en verskoning vra, hoe moet ek dit hanteer? Dit gaan daaroor dat mense met ander woorde baie maklik kan sê ek is jammer. Maar uit jou ervaring van hulle en uit hulle doen en late, voel jy maar hulle is nie regtig jammer nie. Mens moet jouself afvra, is so iemand se berou eg? Kan ek sy verskoning aanvaar? Kan ek dit enigstens ernstig opneem? Ek het net die voorbeeld by die jong mense gebruik. Wat maak jy as jy vir jou kind gesê het, moenie die bal in die huis skop nie? En nie net 1 of 2 keer nie, 'n paar keer. En vir baie kere het daar niks verkeerd gegaan nie. Maar hierdie een dag, toe tref dit daardie fase wat so kosbaar is vir jou. En die vraag is nou, wat help 'n verskoning? Kan hierdie verskoning dit wat gebreek is regmaak? Kan 'n verskoning herstel wat verkeerd gegaan het? Die saak van berou is waarskynlik so oud soos die mense se soeke na vergifnis en versoening by God. Dit begin met God en ons naaste. En ek dink, ek vind dit terug in die persoon van Agab in hierdie gedeelte,
dat Agab eintlik maar net vir Kain en vir Adam naboots, Adam en Kain, die regte volgorde het. Adam was die eerste mens om ongehoorsaam te wees aan God. Kain is die eerste moordenaar, die eerste een wat iets vat wat nie kan herstel word nie. Die wonde wat sulke oortredings veroorsaak, bly septies word, bly groei en vrot word. En sulke wonde wat septies bly, gebeur telkens wanneer ons God misken en ons naaste minder liefhet as onsself. Ons sien dit in elke konflik. Ons sien dit in die kerk. Ons sien dit in die samelewing. En ek vra nie vanoggend die vraag, moet ek dit vergeet nie? Ek vra die vraag, kan ek dit vergewe? Wanneer ons gaan kyk hoe Agab teenoor God sondig, net soos Adam, dan kom ons agter, Adam luister aanvanklik na sy vrou eerder as na God. Genesis 3. En eintlik luister hy nie eers na haar nie. Hy volg dood eenvoudig net haar aanwysings, haar voorbeeld. En sy wat sy helper moes word, om daar in die tuin God te dien. Sy word sy helper, om hom in die verderf en buite die tuin te laat beland. Hy in wie se naam God volgens 2 vers 7 die asem geblaas het. In ander woorde wat die geesdraer is. Hy word haar gelyke in die draer, in die oortreding, sonder 'n enkele woord van teenkanting. En daarmee word Adam en Agab skuldig aan presies dieselfde sonde. Ongehoorsaamheid aan God. Agab luister na Isebel en hy dien Baal. Agab gaan Isebel nooit teen nie. Inteendeel, hy laat toe dat sy vir hom voorsê. Soos Adam in Genesis 3, kies Agab nie God se kant nie, maar Isebel se kant. Nergens lees as hy ooit dat hy haar teengaan nie. Hy gee haar eintlik vrye keuse om te doen net sy wil. Selfs toe sy vir Elia en die ander godsmanne dreig. Hoe kan ek dit toepas op ons lewe vandag? Telkens wanneer ek en jy ander stemme as God se woord belangriker ag as die stem van God, dan tree ons op soos Adam en Agab. Charlie Kirk, wat onlangs vermoor is in Amerika, is 'n sprekende voorbeeld van iemand wat reguit daagliks God se woord verkondig het, soos hy dit in die skrif verstaan het. En wat gebeur? Hy word daarvoor vermoor. 'n Sprekende voorbeeld van presies wat Isebel hier doen. Liberales kry hulle sin daarin dat Charlie vermoor word. Isebel kry haar sin daarin dat Agab haar nooit teenstaan nie. In my gedagte het die duiwel self 'n Elia van ons tyd vermoor toe Charlie Kirk vermoor is. Wat is Agab se sonde? Agab se sonde is teenoor sy naaste, soos Kain ook. Kain vermoor sy broer uit jaloesie en afguns in Genesis 4 vers 8. En daarmee verloor Kain sy reg om op die grond te lewe waaruit hy kom. En grond waar hy sy lewe gemaak het, nou hy was 'n landbouer. En wat baie opvallend is, en dit kom nie deur in die Afrikaanse vertalings nie, maar in die nuwe direkte vertaling gaan jy dit optel, daar word 'n onderskeid gemaak tussen aarde en grond. Aarde is die Hebreëse woord eretz, en grond is die woord Adama. En dan hoor jy die woord Adam, die mens wat uit die grond uit gemaak is. Nou eretz beteken net 'n geografiese area, geografiese gebied. Adama beteken vrugbare grond. So toe God die mens maak hy hom uit Adama, uit vrugbare grond. Kain se oudste seun wat 'n landbouer word, kan nie meer bestaan uit vrugbare grond nie. Want ons kry dat wanneer God vir hom sê, luister, jy moet die pad vat en die Adama, die grond, sal nie meer vir jou enige vrug lewer nie. Jy sal 'n stryd hê om te oorleef. Agab laat toe dat Nabot doodgemaak word om sy wingerd te kry. Bloot eenvoudig, omdat Nabot vir hom sê, ek kan dit nie aan jou verkoop nie, want God het gesê, dit moet in ons familie bly, dit staan so in die skrif geskrywe. Die Joodse denke oor in die Bybel, oor grond en die betekenis van grond en grondbesit, is baie nader aan ons Afrika mense se denke,
as aan ons westerse Europese denke van grond. Vir ons is grond eenvoudig iets wat jy kan verkwansel. As dit nie meer vir jou nuttig is, kan jy dit verkoop. Maar vir hulle is daar 'n hele ander gedagte wat bykom. Die gedagte van, dis aan ons gegee deur God. Luister 'n bietjie na die uitsprake oor die oorlog tussen Israel en Palestina. Kyk 'n bietjie watter tekste word gebruik in hierdie bekgevegte wat plaasvind, oor of Israel 'n reg het om te bestaan of nie 'n reg het om te bestaan nie. Kyk 'n bietjie wat gebeur. En is dit nie presies wat ons in die Nabot verhaal ook kry nie? 'n beroep op God en God se woord en teenstand teen daardie beroep wat ons kry. Die ergste is dat Nabot doodgemaak word omdat hy kwansuis vir God en die koning gevloek het. 1 Konings 21 vers 13. En in die opsig word Nabot 'n voorbeeld van die Here Jesus, wat onskuldig beskuldig word en dan skuldig bevind word aan 'n vals aanklag. Kyk maar net in die teks, hoe maklik word daar die reg verdraai. En Isebel en haar trawante kry dit reg om Nabot van sy grond te ontneem. Grond wat hy, volgens sy oortuiging, van God af gekry het. Net soos by Jesus, word hy vals beskuldig en word hy dan veroordeel. In ons eie landsgeskiedenis hoor ons die afgelope paar weke nou omtrent elke dag, hoe word die reg verdraai, hoe word daar die reg ingemeng en verwring, en gaan dit oor die gewin wat sommige mense daaruit gaan kry. Wat moet ons daarmee maak? Hoe kan ons dit in ons lewens toepas? Ons sonde, ons oortredings, raak altyd ook ons naaste. Mense se lewens, hulle naam, hulle toekoms, kan deur ons geldgierigheid en ons selfsug geskend word. Dit is besig om ons afhanklikheid van God al meer en meer te uit mekaar uit te skeer. Ja, dit kan ons naaste se fisiese bestaan betrek, net soos wat ons in die Nabot verhaal lees. Dis Agab se storie. Hy oortree soos Adam en soos Kain teen God en sy naaste. Maar in albei gevalle is daar 'n wonderlike verhaal. Die verhaal wat vertel dat ondanks hierdie oortredings teen God en teenoor die naaste, het God steeds genade. Wanneer die mense uit die tuin verdryf word, dan kry hy 'n versagte vonnis, want hy moes eintlik gesterf het. Want die Here het gesê, die dag as julle van hierdie boom eet, sal julle doodgaan. En wat doen die Here? In sy groot wysheid en in sy insig, sê ek sal die doodstraf ophef. Ek sal vir hulle net wegstuur. Ek sal myself net van hulle verwyder. En daarom dat ons aan die einde van hoofstuk 2 dan kry, dat daar uitdruklik geskrywe word, dat in die tyd van Set, is die Here, het hulle begin om die Here aan te roep. Agab toon al die uiterlike tekens van, ek eers klaar met Kain om. Kain word dan uitgedryf. En dan sê hy, maar almal gaan my nou doodmaak. Dan sê die Here, nee, ek sal vir jou 'n teken gee. Ek sal vir jou 'n teken gee, sodat almal sal weet, ek het jou begenadig. As hulle teenoor jou optree, gaan ek teenoor hulle kan optree. So Agab se berou en God se vergifnis moet ons by mekaar probeer bring. Agab toon sekere uiterlike tekens van berou. In 21 vers 27 lees ons daarvan, hy het rouklere aangetrek, hy het selfs in rouklere geslaap, hy het sy voete gesleep, of hy was dan baie jammer oor wat hy gedoen het. En dit moes nogal die mense rondom hom se aandag getrek het. Ek bedoel, die hoogste gesag in die land wys openlik, hy is jammer. Dit is vir baie van diegene wat God in die geheim bly dien het, moed gegee het om dan nou te sê, maar as die koning kan opstaan en sê, maar ek is jammer oor wat gebeur het, dan kan ek ook na vorentoe kom. En ek kan ook sê, ek is jammer vir wat ek gedoen het. Ek het kans om te herstel, te kry tussen God en my, en God en my en my naaste. Die vraag wat oor hierdie hele teks hang, is die vraag, was Agab ernstig in sy berou? En broers en susters, ek en jy kan nie iemand anders se harte lees nie. En daarom het al wat ons het, is hulle woorde wat sê hulle is jammer. Hulle dade wat wys, hulle is jammer. Ek dink persoonlik, daar was tog by Agab op daardie stadium 'n stuk jammerte, 'n stuk werklike ware berou. Ek dink hy sou dit nie gedoen het, as hy
al die huismoelies wat daar sou voorlees saam met Isebel, dit so openlik gedoen het. Hy kies hierso regtig vir die eerste keer kant teen Isebel, openlik, teen wat verkeerd is en wat boos is. En tog kry ons dat die oomblik toe hy hoor, Nabot is dood, toe gaan vat hy die grond. En jy moet die teks gaan kyk. Aan die begin sê hy, ek is bereid om dit by jou te koop en ek is bereid om te onderhandel vir die prys. Maar na Nabot se dood, dan staan daar in die einde van die gedeelte, toe Agab hoor Nabot is dood, het hy klaar gemaak om Nabot die Jesreliet se wingerd vir hom te vat. Want wat doen hy? Hy speel slagoffer. Hy sê, Nabot is mos nou veroordeel omdat hy my gevloek het en vir God gevloek het. So met ander woorde, ek kan nou maar vat, hierdie is my vergoeding, my skadevergoeding, wat ek kry vir die manier waarop hy my naam beswaarder het. En dis die tipe van ding wat God baie kwaad gemaak het. En waarvoor God dan vir Elia na Agab toe stuur. Miskien het hy ook homself getroos met die gedagte, nie ek het hom doodgemaak het nie, is Isebel. Ek het maar net die vrug daarvan, wat ek daarvan geniet. En dit bring 'n hele vraag na vore, van wanneer iemand voordeel trek uit iets wat iemand anders gedoen het. Hoe moet ons daaroor dink? En ek het nie vir julle 'n antwoord vanoggend, ek wens ek het gehad, maar ek het nie 'n antwoord daarvoor nie. En dan word Agab gekonfronteer met Elia in vers 17 tot 26 vir die eerste keer, maak Elia se woorde 'n indruk op Agab. Vir die eerste keer luister Agab regtig na wat Elia te sê het. En dan kry ons 'n reaksie by Agab. Nou, in die Joodse tradisie word daar vir ons vertel dat daar 3 moontlikhede is hoe ons hierdie teks van vanoggend kan verstaan. Die eerste is, Agab se optrede was nie gegrond op suiwer en ernstige berou nie. Maar daar was daarom tog so 'n skaduwee van berou gewees. En vir God is dit genoeg om genadig te wees. Net die wyse dat ek al aan dink om reg te maak, sê die een Joodse tradisie, sê vir my, God se liefde, God se barmhartigheid is so groot, dat as 'n mens net bewys, hy wil graag reg maak, dan sal ek hom tegemoet kom. En hier in hierdie tradisie sien ons dat God se die mense dade weeg, en vra maar, is dit versagtende omstandighede vir die persoon se oortrede? En dan onverstaanbaar vir my, kies God om dit as versagtende omstandighede vir die sondaar te gebruik. In die tweede tradisie word daar gesê, hy het dit bloot gedoen omdat hy bang geword het. Toe hy gehoor het wat Elia gesê het, luister, ek gaan jou doodmaak, en ek gaan jou nageslag uitwis, jy het geen toekoms nie, want dit was die Joodse gedagte, dat as jy nageslag het nie, het jy geen toekoms nie. En dan sê, hierdie tradisie sê dan, sy hele optrede is gebore vanuit vrees. Hy kom sê jammer, omdat hy bang is vir die nagevolge wat God duidelik vir hom uitgestip het. Die ding waarmee ons sit, is dat die Hebreëse woord vir vrees, en die Hebreëse woord vir respek is presies dieselfde woord. So die een klomp sê, hy doen dit omdat hy bang is, die ander sê nee, maar daar is daar 'n stukkie respek in daai vrees. Dis omdat hy respek het vir God en bang is vir God, dat hy nou dan probeer om dit reg te maak. Die ander klomp sê nee, dis omdat hy bang is, en net bang is God, dink hy respekteer nie vir God nie, dat hy dan hier wil probeer om die saak reg te maak. En die derde tradisie sê vir ons, God word genadig, wanneer sondaars net aandui, hulle is berouvol. Maar dan word die oordeel uitgestel, nie afgestel nie. So dit is 'n geval van, jy kom eintlik en die Here sê vir jou, jy word op voorwaarde vrygestel. As jy dit weer doen, dan tree jou vonnis in werking. As jy dit nie weer doen nie, dan verval jou vonnis na 'n sekere tyd. Ons het 'n sterk vers in Eksodus 34 vers 6 tot 7 wat hierdie punt vir my baie goed onderstreep. Daar staan geskrywe, die Here, 'n barmhartige en genadige God, geduldig, oorvloedig in troue liefde en waarheid, wat troue liefde vir duisende bly handhaaf, wat skuld, oortreding en sonde vergewe, dan hierdie verskriklike belangrike gedeelte, maar wat beslis dit nie ongestraf laat bly nie. Wat vir die sondeskuld is vir die sondeskuld van ouers, kinders en kleinkinders laat boet.
ook tot die 3de en die 4de geslag, en jy hoor die 10 gebooie. En hierdie is presies wat gebeur in Agab se verhaal. Agab wys sy berou, en die Here straf nie meer vir Agab nie, maar sy kinders en sy kleinkinders. Sy 2 seuns word dan, die 2 opvolgers direk na hom, word albei vermoor. Agab se poging tot berou, of dit nou eg of oneg was, is irrelevant. Dit het nagevolge. En dit het positiewe nagevolge vir Agab, daarin die Here sê, man, daarom in jou tyd sal daar nie oorlog wees met die Arameërs nie. En dit laat ek en jy besef dat ek en jy met ons optrede en die manier waarop ons lewe affekteer ons kinders en ons kleinkinders en ons agterkleinkinders se toekoms. Hoe meer ons verkeerd doen, hoe meer sê ons kinders, ag, my oupa het daarmee weggekom, my pa daarmee weggekom, my oupa grootjie daarmee weggekom, ek sal ook daarmee wegkom. En dan kom maar 'n punt waar die Here sê, stop dit. Nou is genadetyd verby. Wat ons hier moet verstaan is God begenadig die sondaar. Selfs met onegte berou. Maar hy stel net die straf uit. Iemand anders word die draer van die straf. En die hele offergedagte in Israel is daarop gebou, dat ek as sondaar word kwytgeskeld. En in die tradisionele siening van offerandes word die skaaplam begin die offer dra van my skuld wat ek kan dra. So Agab sit hier so, en dit lyk asof ons tog ook, en God het dit geweet, Agab se berou is eintlik vals. En God sê maar, jy daarom probeer. En dis 'n verskriklike gedagte vir my. Die vroeë kerkvader sluit hierby aan en waarsku teen berou weens vrees by Origenes. Vir onvolledige berou. Dit is met ander woorde berou wat jy sê ek is jammer, maar jy doen niks daaraan nie. By Tertullianus, en halfhartige berou by Cyprianus as hy sê, dis nie volhoubare ekskuuse nie. God neem beide ons sonde en ons pogings tot berou ernstig op en stel die oordeel uit in 21 vers 29. En daarom betrek Agab se straf vir hom en sy nasate. Moontlik het Paulus hierdie gedagte in 1 Korintiërs 3 vers 15 ook in gedagte gehad. Toe hy geskryf het dat gelowiges wat aanhou sondig sal gered word, maar soos deur vuur heen. En ek het by 'n vroeëre geleentheid het ook gesê dat hierdie teks in 1 Korintiërs 3 vers 15 is in die Katolieke Kerk gebruik om die hele gedagte van die vage vuur dan te verdedig. Wat wil dit vir my en vir jou sê? Dit wil vir my en vir jou sê, niemand is buite die bereik van God se genade nie. En selfs gebroke berou, onegte berou, roer God se hartsnare. Maar ons moenie God se heiligheid en sy regverdigheid uit die oog verloor nie. Iewers moet iemand daarvoor betaal. In die geval van Agab is dit sy kinders en sy kleinkinders wat dan heeltemal uit die lewe uit verdwyn. Dat ek en jy moet sien, ons kan nie vir God misken en God se woord ignoreer nie. Of erger nog, ons mag nie dit teenoor mekaar, God se liefde en sy regverdigheid, God se liefde en sy genade, mag ons nooit teenoor mekaar stel nie. Ons moet verstaan hoe dit saam werk. Hoe reageer God op Agab se berou? Wel, dit lyk vir my soos in die geval van Kain. God sê, jy is skuldig, maar jy is skuldig voor my, want daar is 'n lewe wat jy geneem het wat aan my behoort het. En jy is nou skuldig voor my, en daarom laat jy gaan. En daarom verloor Kain sy kontak met God. Hy is weg van die mense wat God dien, maar hy is ook weg van sy eie mense af. Hy verloor gemeenskap met sy mense. By Agab kry ons daar is die oordeel oor sy huis wat plaasvind. God stel dit egter net uit. Agab hou sy koningskap in sy leeftyd, maar verloor dit dan. Verloor sy verhouding met mense en profete. En jy moet gerus 1 Konings 22 gaan lees. Wat 'n verskriklike teks is vir my om te lees. Gelukkig kom Elia nie daar voor nie, so ek gaan hom skiep. Maar daar wil vir my iets anders te voorkom, dat daar kom 'n dag
wat God die ganse wêreld se skuld, ganse wêreld se vals berou, ganse wêreld se ware berou, op een man laat neerkom. Die nuwe Adam en die nuwe Abel. Waar Adam en Agab God verwerp het, was Christus gehoorsaam tot die dood toe. Wanneer ons lees dat Jesus Christus in Getsemane met God worstel, dan lees ons daarvan dat sy sweet soos bloed geword het wat op die grond val. Lukas 22 vers 44. En dit is nie sommer net dat hy diep gesweet het, daar is 'n stuk liturgie wat plaasvind daarso met hierdie sweet wat soos bloed op die aarde val, op die aarde drup. Want dit verwys daarna dat daar in die reinigingssituasies was waar die hoëpriester met bloed besprinkel is. Wanneer sondaars met bloed besprinkel is in Levitikus en Numeri, dat daar 'n stuk van vergifnis plaasvind vir daardie persoon. Hier val dit op die aarde, en die Griekse woord is ge, wat gebruik word daar, soos wat ons kry in geologie, val daar op die aarde, en die aarde, die bloed van die onskuldige Here, val op die bose aarde. En daarom roep hierdie bloed ook uit na God toe. Alle sondaars in. Sê, wat maak julle met die bloed van die Seun van God? Waar Agab en Kain bloed vergiet het, het Christus vrywillig sy bloed kom gee, soos die offerlam, om ons te red. En soos God vir Kain gesê het, dat Abel se onskuldige bloed van die aarde af roep, so die onskuldige bloed van die Here Jesus in die tuin van Getsemane op die aarde en aan die kruis, roep dit ook na God vir 'n antwoord, vir genade. Dis opvallend dat wanneer ons lees dat Abel se bloed vloei van die aarde af, dan gebruik die Hebreëus dieselfde woord wat gebruik word vir die mens se skepping, Adama. En dan kry ons dat dit met ander woorde sê dat in hierdie skepping, in hierdie sein van ons, hierdie eksistensie, hierdie bestaan van ons, kom God na ons toe. En kom hy en gryp hy ons aan. Dit gaan nie meer net oor die geskape wêreld nie. Dit gaan oor ons wat uit baie goeie grond gevorm is. Ons wat deur God se hande gemaak is. God se straf oor Kain is ook dan dat Kain die goeie grond, die Adama, niks meer vir hom gaan beteken nie. Jou landbou efforts, pogings gaan na niks oorgaan nie. Jy gaan geen opbrengs daaruit verwag nie. In Christus se kruisdood word ons versoen met God. Met die opwaartse balk, vertikaal met God, en met mekaar, ons medemens, met die horisontale balk. Dit lees ons in Efesiërs 2 vers 14 tot 16. Christus die mens, versoen deur sy bloed mens en mens. Christus as God, versoen ons as God en mens. En daarom, as ek dit op die einde vir ons kan saamvat, is ons berou, nie net teenoor God nie, maar ook teenoor ons medemens, net uiterlik. Huil, goeie dade, doen nie ekstra ietsie. Of is daar nagevolge wat daaruit vloei? 'n nuwe gehoorsaamheid, 'n nuwe veranderde lewe. Sonde breek ons verhouding met God en met ons naaste. Maar Christus, dankie die Here daarvoor. Christus bring herstel. Hy roep ons op om ware bekering te doen, om ware gemeenskap met God en sy volk te beoefen. Hy roep ons op om vrugte te dra wat by ons bekering pas. Wil ons bly vashou aan valse berou? Wel, dan moet ons weet, die uiteindelike straf word net uitgestel, maar nooit opgehef nie. Dis alleen wanneer ons binne in Christus is. En daar wil ek teruggryp na 1 Johannes toe. Dis alleen wanneer Christus ons advokaat word, ons voorspraak word. Dis alleen dan dat ek en jy kan weet, my skuld word betaal. My straf word totaal uitgewis. Dis net in Christus moontlik. Sonder geloof in die Here Jesus Christus bly God se oordeel oor ons as mense. En daarom wil ek bid dat die Heilige Gees ons sal help om baie mooi te kies. Amen. Here Jesus, ek weet ek is 'n sondaar
en dat ek u vergifnis nodig het. Ek glo dat u aan die kruis vir my al my sondes betaal het deur u sterwe en lyding. Ek bely dat ek glo dat u weer opgestaan het as bewys dat my sonde deur geloof in u vergewe is. Ek gee nou my lewe by hernuwing aan u oor en vra dat u my vergewe en my reinig. Ek vertrou van nou af en verder op u as my Here en my Verlosser. Amen. Kom ons sluit af met lied 245, ek wat vergifnis hier ontvang het.